Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van die diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Vandag se boodskap is getiteld Die regte gesindheid. Die jong seun het die verantwoordelikheid gehad om elke dag na skool sy pa te voer. Die seun se pa was van so 'n aard beseer dat hy baie dinge nie vir homself kon doen nie. Die seun moes sy moeder help en sy opdrag was om elke dag na skool sy pa te voer. Hierdie seun het groot geword en toe hy tiener was, het hy op 'n sekere dag uitgevaar. Waarom moet ek altyd my pa voer? Ek kan nie eers saam my vriende gaan nie. Hoekom moet ek dit altyd doen? Sy moeder het gedink dat dit nou die tyd was om die seun die waarheid te vertel. Sy het hom eenkant geneem en begin. Dit was nie lank na ons troue nie, dat ons huis aan die brand geslaan het. Ons het die brand weer ontbied, maar voordat hulle kon kom, het ons ontdek dat ons baba nog in die huis was. Jou pa het in die huis gehardloop en die baba gevind en al maniere hoe hy by die huis kon uitkom, was om van die tweede verdieping af te spring. Hy het dit gedoen met die baba in sy arms. Die baba was ongedeerd, maar hy het sy rug gebreek. Die vlamme het sy keel en longe beskadig en van daardie dag af moes ek na hom omsien. Daardie baba was jy, my seun. Sy het opgestaan en aangegaan met haar werk. Die seun het lank gesit en dink en toe na sy pa gegaan om hom te voer. Nou dat hy weet watter prys sy pa betaal het, het hy sy pa in 'n ander lig gesien. En was dit nooit meer moeite om sy pa te voer nie. Maak die prys en die kruis by jou 'n verskil. Besef jy wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis? Wanneer ons die prys verstaan wat dit God gekos het sodat ons gered kon word, dan maak dit 'n verskil. Dit is dan dat jy met begrip by die voete van Jesus kan gaan sit. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir u seun en dankie dat hy die prys vir ons almal betaal het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.